Vader, ons wil sing, ons wil U naam vereer, ons wil U naam verhoog, om net te sê, what an amazing grace. Here, dankie. Dankie vir die voorreg wat ons het om U Vader te noem. Dankie dat U dit in U raadsplan gehad het, Here, dat U Seun Jesus vir ons sou sterf, om ons toestand van verwydering, ons sonde, weg te was. Om daai verhouding terug te bring. Dankie vir dit, Here, dankie in Jesus se naam. As ons nou oorgaan na U woord, is dit my gebed, Here, dat U aan die woord sal kom. Ja, ons het 'n paar notas gemaak, maar ek verklaar my afhanklikheid van die leiding van U Heilige Gees, Here, en ek vra in Jesus se naam, U beloof in die woord, U sê, U stuur die Gees vooruit om te berei die harte van mense wat sal hoor, en dis my gebed vanmôre, Here, dat hierdie woorde sal uitgaan en nie leeg terugkom sonder om te bereik dit waarvoor dit bedoel is, naamlik om mense se lewens te verander nie. Ons eer U, ons dankie in Jesus se naam. Amen en amen. Baie, baie dankie. Ek kan jou sitplek neem. Goeiemôre die wêreld daar buite. Daar waar jy is, dis Sondagoggend omtrent 09:30 hier in Jeffreys Bay. Ons het vanmôre die voorreg gehad om 'n babietjie toe te wy aan die Here, wat 'n voorreg. Maar ons het vanmôre ook die voorreg om 'n nagmaaldiens te hê. Ek wil vir jou vra, julle in die saal ook, besoekers, jy hoef nie 'n lidmaat van die gemeente te wees nie. Jesus, wanneer hy by sy disippels bymekaar het, dan sê hy, so gereeld as wat julle bymekaar is, as often as you are together in my name, remember what I did for you. Onthou wat ek vir jou gedoen het, en hy breek die brood en hy sê, dis my liggaam, gebreek vir jou. En hy neem die beker en hy sê, dis my bloed, gevloei vir jou. Soos jy vanmôre hier sit, jy vanmôre aanlyn is, al is dit woensdagmiddag 7:00 daar by jou, in Afghanistan, Pakistan, kan nie verstaan, daar waar jy is, welkom, geniet, kry jou nagmaal elemente by mekaar, pos gou die dingetjie daar so bietjie, kry jou familie by mekaar en kom ons gedenk, dit wat Jesus vir ons gedoen het. Ons begin met 'n splinternuwe reeks vanmôre, gesag, authority. Nou ons wat in die ouer dae, in die bietjie ouer mense in die polisie en in die weermag en al daai dinge was, daar's baie storieetjies oor gesag, nê. Ja, ek onthou die grappie wat hulle vertel, ek was in die polisie, ons hier baie polismanne hier binne, pas op hoor. Ons was nie in die oorlog gewees nie, ons was in die polisie. En ek onthou 'n grappie uit daai jare uit waar die troep daar sit in die môre, dan kom die korporaal verby. Nou daai korporale daai jare is mos so een streepietjie, sulke springkaan mannetjies, hulle het sulke moves, jy weet jy, as jy naby kom, o, jemmel, jy moet net spring. Ja, korporaal, nee korporaal, wat? En die troep spring op en die korporaal sê vir hom, gaan staan daar by die hek. Hier gaan 'n oom kom met klomp sulke goeters en goeters. Hy's die generaal. Hier's 'n parade vandag, ek wag vir hom. Staan daar en as hy kom, dan sê jy vir hom, ek is op die paradegrond. Hy sê, is reg korporaal, daar gat ons. En 'n uur of 2 later kom die korporaal verby en sê, was daai generaal al hier? Hy sê, okay. Nog 'n uur en 'n bietjie later kom hy verby en sê, is daai generaal al hier deur? Hy sê, nee, nog nie. En die middag so 2:00, toe kom daar so 'n lang swart kar aan met 'n vlaggie en 'n wat. En hier sit 'n oom toe daai gerookte glas so afdraai, hier sit 'n oom hier binne. Dis net proppies en doppies en dinge. Hy troep sê, is jy die generaal? Hy sê, ja. Hy sê, jy beter vir jou move, broer. Daai korporaal wag al die hele dag vir jou, jy het groot moeilikheid. Nou, dis ons verwysing van gesag, nê. As 'n ou praat van gesag, ek onthou as 'n jong polisieman, ons loop by 'n korporatiewe hoofkantoor in. Daai jare, houttafel, suits, nê, corporate. Ons het jeans en tekkies aan en lang hare en oorbelle, ons is in die veiligheidstak. Ek is min of meer 19 of 20 jaar oud, en nou werk dit so, dat as jy in so 'n corporate kantoor instap, dan neem jy beheer van die gesprek. Want jy ken terroriste, nê, en jy weet al hierdie goed. En ek loop daar in en die voorsitter van die raad staan op, so 'n statige gryskop oom, hy kom so om, my naam is Paul Kreur. Ek sê vir hom, nee maar dan sê ek, Jan van Riebeeck, hoe's dit move?
daai hele vergadering cringe, klim omtrent onder die tafel in. Toe sy naam regtig Jan van Riebeeck. Nee, Paul Kreer. En my naam was obviously nie Jan van Riebeeck. Maar dis hoe ek gesag hanteer het as 'n jong mens. Ek het my nie gesteer aan baie protokolle en wattekolle en wat nie. Maar hierdie goed verander. Jy kry 'n nuwe gesagstruktuur as 'n kind van God. Die oomblik as jy God leer ken as Vader, dan verander hierdie prentjie so bietjie. Kom ons lees daarvan in Galasiërs 2 vers 20. Ek lees uit die 83 vertaling. Dit sê: en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Jy sien, daar kom 'n change of mind. Ons kry 'n nuwe wêreldbeskouing. Ons kry 'n nuwe perspektief op God die Vader. Ek en jy word groot met 'n aardse Vader. Jy is dalk 'n pa, wel hier is 'n paar pa's hierso vanmôre. Jy is dalk al nou 'n oupa of wat, en jy onthou jou pa as hierdie ou. Jy hoor sulke mooi stories, o my pa. Hoe mooi is dit 'n man wat 60 jaar oud is wat praat van my pappa het altyd. Wow. Dan is daar ook mense wat sê maar my pa. Jo. So ons beeld van God die Vader is 'n bietjie anderster. So ek wil vandag praat oor die gesag van die Vader. Wie is God? Nou dis nou seker baie van julle sal sê, ag Koos, kom aan. Ons was in die Sondagskool gewees, jy is nou by graad 1. Maar ek dink ons moet teruggaan. The next step forward is one step back. Because people don't understand the authority of God the Father. Ek het nou die dag 'n ou wat vir my sê van, ja maar eintlik God die Vader, Seun en Heilige Gees, Jesus is eintlik die Vader ook. Sê hier is ou, nou jy my deurmekaar. Wag, kom ons begin van voor af. Uit 'n verwysing wat ek tot nou nie verstaan nie, maar kom ons kyk wat sê Jesus vir ons rondom die Vader. Hoe werk die Vader? En ek wil dit doen aan die hand van die gebed, die Onse Vader, El Vader. Ons almal ken dit, die meeste van ons ken dit. Jy daar, as jy nou vandag vir die eerste keer in jou lewe ingeskakel het per ongeluk by Jabok bediening en jy sê, Koos, waarvan praat jy in hierdie lewe? Ek het nog nooit die goed gehoor nie. Hou vas, hier kom vir jou 'n major openbaring vanmôre in Jesus se naam. Die Onse Vader, Jesus praat met sy disippels en hy sê vir hulle, as julle bid, wat beteken dit om te bid? Om te bid beteken om met God die Vader te praat. Ons bid deur Jesus waar hy sit aan die regterhand van God en vir ons intree. Wanneer ons uit woord uitraak, sê die woord, hy tree vir ons in met versigtiging deur die Gees. So ek en jy bid tot God die Vader. Ons praat met hom. Hoe moet ons dit doen? Kom ons lees dit. Matteus 6 vanaf vers 9. 83 vertaling. Jesus aan die woord. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ons gaan hom nou uitmekaar uithaal. Ek wil hom net vir jou in nog 2 vertalings lees. Matteus, dieselfde skrif, net uit die Nuwe Lewende vertaling. Bid dan soos volg, sê Jesus, ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil hier op aarde uitgevoer word, soos in die hemel. Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. Vergeef ons sondeskuld. Sien die verskil? 83 sê, vergeef ons oortredings. Hier sê hy, vergeef ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Bewaar ons sodat ons nie aan die verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Dan vir my 'n favourite. In die Message vertaling. Matthew 6 as from verse 7. The world is full of so-called prayer warriors who are prayer ignorant.
Dis verskriklik harde woorde, julle. Dis Jesus wat sê, almal bid, maar julle is deur mekaar, you are ignorant. They full of formulas and programs and advice, peddling techniques for getting what you want from God. Don't fall for that nonsense. This is your Father who you are dealing with, and He knows better than you what you need. With a God like this, loving you, you can pray very simply like this. Our Father in heaven, reveal who you are. Set the world right. Do what's best, as above, so below. Keep us alive with 3 square meals. Keep us forgiven with you and forgiving others. Keep us safe from ourselves and the devil. You're in charge, you can do anything you want. You're ablaze in beauty. Yes, yes, yes. Wow. Het jy al ooit daai vertaling gelees? Ek gaan vir julle die nota stuur nou. Ek wil hê jy moet daai ding gaan lees. As Jesus sê, dis hoe mens moet bid. Yes, man. Yes, hier's die eenvoudige waarheid van wie God die Vader is. Yes, yes, yes. Wat sê ons as ons die Onse Vader bid? Ons sê, heilig is u naam. Ja, mense gehoor, dis amazing, ons braai baie keer. Ons gaan nou ook tog saam met julle eet, ons is genooi. Maar dan kuier 'n ou nou so en dan sit lekker en dan nooi mense jou vir 'n braai en ons gaan kyk rugby of wat. Dan ken jy mense jou nie en jy ken ook nie die mense nie en dan iewers op 'n stadium vind hulle uit, maar jy's nou 'n man of the cloth. Jy's nou 'n pastor of 'n dominee of wat. Dan verander die grappies, dan verander al die goed verander daar om die braaivleisvuur. En dan sal die manne begin sê, ek het 'n goeie verhouding met die ou baas. Die groot man daarbo, haha. Ek en hy. Die groot baas. Ek het my lewe vir hom gegee. Ek wil vanmôre vir jou vra, broer, suster in Jesus se naam. Dis nie wie God is nie. Dis nie wie God is nie. As dit jou woordeskat is, dan het jy nog nie besef wie God is nie. God is nie jou chomma nie. God is nie jou beste maatjie nie. Hy is jou beste Vader. Hy is jou beste Vader, hy het die naam bo alle name. Vader wat in die hemel is. In Sotho en Tswana sê hulle Modimo, ja Godimo. In the ultimate highest place, Godimo, there. God is jou Vader, verhewe bo alles. God is in die hemel. Die Heilige Gees in jou hart. As jy getroud is, dames, jou plek is nie in jou man se hart nie, is langs jou man se hart. Binne in sy hart is liewe Jesus en sy Heilige Gees. God die Vader in die hemel. Hoe bid ons? Laat u koninkryk kom. Wat beteken 'n koninkryk? 'n Koninkryk beteken as 'n koning. 'n Koninkryk beteken dis 'n geografiese plek van autoriteit. Met ander woorde, ek en jy, ons sê vir mekaar, jy's koning, priester en profeet vir jou huis, net die manne. Ons het dit al gehoor. Dan sê ons, maar Kerkstraat 1, dis jou koninkryk. So ek en jy, as ons in God se familie inkom deur die genade van Jesus aan die kruis, dan kom ek en jy en ons sê, Here, ons betree nou u koninkryk. That's it. God is die koninkryk koning, want ons is sy kinders. Dit gebeur deur 'n proses van oorgee, nuwe begin, oorwinning. Dit staan op al hierdie borde en alles oral wat jy lees. Oorgawe, oorgee. Jy kom op 'n punt waar jy sê, Here, my planne werk nie, ek besef, ek is verlore, die goed werk net nie, ek gee oor, I surrender. Jy kom tot wedergeboorte. Dan is dit 'n nuwe begin, God vul jou met sy gees en hy sê, Paulus sê, begin met 'n pad van heiligmaking, begin met 'n vernuwe jou denke, al daai dinge.
En dan leef ons 'n lewe van oorwinning. Ons bid en ons sê, laat U wil geskied op aarde soos in die hemel. Ek gee beheer oor. Ek gee beheer oor. Hierdie beteken nie ontkenning nie. Dit beteken erkenning van afhanklikheid van die Here. Ons gee ons eie wil oor. Hoeveel keer beplan jy goeders en doen jy goeders of wil jy dit doen en dit werk net eenvoudig nie en dit werk nie en dit werk nie en dit werk nie en jy druk en jy druk en jy druk totdat daai sweer bars. En dan kom sit jy by iemand en sê, maar where's this God of love that you're talking about? I don't experience him in my life. Then I would dare to say to you, you know what? It might just be your own choice. It might be the consequences of decisions that you made. Don't blame God. Let's go the other way. You need to submit under the authority of God. Jy sien, ons is maklik om hier baie cute te wees met mekaar. Nee. Maar ek en jy het nodig om 'n slag mekaar in die oë te kyk en te vra, hoe lyk jou beeld van God? Het jy oorgegee? Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nie net fisies, maar ook geestelik. Ek sê altyd vir mense, ek lyk nie so van water drink nie, nee. Ek kan 'n broodjie vat. Maar God weet wat het jy nodig. God weet wat het jy nodig. Jy hoef nie met jou shoppinglys te gaan nie. Ja, natuurlik. Maak jou begeertes bekend en God se jou seën en al daai dinge. Maar ek en jy kan nie God se arm draai deur dit wat ons doen vir meer genade nie, vir meer voorsiening nie. God weet wat jy nodig het, hy gaan dit vir jou gee. Ek kan nie voor die Here kom en my oë uithuil en op my knieë staan en ek vas en bid, dis nie vas en bid nie, that's a hunger strike when you get, as jy daai tipe uitkoms in gedagte het. En ek bid al vir 'n week lank, Here, ek soek 'n rooi plat kar, onthou jy, one of those lekker ones, with a cabriolet dakkie en alles en wat. Die Here gaan hom nie vir my gee nie, hoekom? Want ek pas nie in daai kar nie. As ek inkom, gaan jy my nie weer uitkry nie. En as jy my uitkry, het jy genesingsdiens nodig. So hoekom sal die Here vir jou 'n rooi platkar gee as jy dit nie nodig het nie? So ek en jy, Here, gee ons net ons daaglikse brood. 3 square meals, sê die Message vertaling. Dis wat ons nodig het. Totale afhanklikheid. Vergewe ons sonde. Ek wil dit weer uitlig, as jy van die môre eerste keer luister. Sonde is 'n toestand van verwydering tussen mens en God. God het die mens gemaak, Adam, dit was goed. Hy sien die mens is alleen, dis nie goed, hy maak vir hom 'n helper, Eva. Hy gee vir hom sy teenwoordigheid, hy gee vir hom sy liefde, sy versorging, en dit was weer goed. En die sondeval kom. En wat gebeur? Adam en Eva is naak. Hoekom? Want God se heerlikheid het onttrek van hulle af. They are now in sin. Baie mense sê, vergewe ons sondes. Dis reg. Maar vergewe my sonde is die beginpunt van ek aanvaar Jesus se kruisdood vir my. Ek aanvaar dieselfde Heilige Gees wat Jesus opgewek het vir my hier en nou. Ek staan by die deur van jou hart en klop. As jy oopmaak, the handle of the door of your heart is on the inside. It's your choice. God doesn't go around kicking in doors and nee. God sê, come on man, ek nooi jou uit. Kom. Die oomblik as jy jou deur oopmaak, die oomblik as jy jou hart oopmaak, dan kom ons op 'n punt dat deur die genade van Jesus se kruisdood en die opstanding uit die dood, ek en jy die voorreg het om vir God te mag Vader sê. Vergewe ons sonde, net soos ons vergewe. Daai is moeilik. Daai is so groot ene. Jy sien, as jy nie vergifnis en vryspraak verstaan nie, kan jy dit nie gee nie. As jy nie verstaan dat God kom en hy kyk jou vanmôre in jou oë en hy sê vir jou, ek sien jou wit gewas in die bloed van Jesus, jy's my kind. Want as ek en jy mense moet vergewe, soos wat God en ek se toestand van verwydering was,
het God my nader getrek en is hugging me, en hy vul my met sy gees, en hy moet ek en jy doen. Om mense te vergewe, beteken nie, okay, ek vergewe jou, cheers, daar gaan jy. Ek wil jou nooit weer sien, nee, daar gaan jy. Nee man. Om mense te vergewe beteken, kan ek jou terugtrek in my lewe in? Vergewe en vergeet staan nie in die Bybel nie. God het jou 'n muscle brein gegee, muscle memory. As mense vir jou stupid goed doen, gaan jy mos nou nie net sê, ag, dis okay, let's go again. Nee. Maar jy gaan sê, ek vergewe jou. Kom ek loop met pad saam met jou om jou te help om daai ding af te leer. Jy gaan my help om goed af te leer aan hierdie kant. Maar ek en jy moet vergewe. Nuwe hart, nuwe denke, nuwe praatmanier. Dis vergewe, dis vryspraak. Vergifnis is vryspraak, vergifnis is genesing. Jy al agtergekom as jy iemand in die straat raakloop wat jy 10 jaar terug gesien het, want jy is baie kwaad vir hom of haar, of hy is kwaad vir jou, hy skuld jou R10 of jy skuld hom R10, hallo. Jy al gesien as jy daai ou raakloop so per ongeluk, jy sê vir hom hallo, en hierdie ou ruk omtrent jou blad uit en hy gryp jou en hy gee jou druk, jy sê, yes ou, hoe's die moves? En jy sê, mos jy nie meer kwaad vir my nie, wat? Was ons al kwaad vir mekaar? Dis gone man, is klaar. Dit bring genesing in verhoudings. Dit bring genesing in jou emosie. Dit bring genesing in jou hele menswees. Dit herstel verhoudings. Vergifnis maak van ons genadedraers. People go through life very, very cross with themselves, with other people, with God. For reasons that are unknown to me, but that is known to God. And people go through life saying, but you can't trust the church. Is jy een van daai ouens? Hulle maak so. Regtig? O nee, maar ek was al in die kerk, ek het dit al getraai. En toe drop hulle my. Die dominee het nie kom huisbesoek doen toe ek hom bel nie. Wie wat? Die kerk, ons hier, jy, daar wie jy is online vanmôre. The church is the hospital for terminally ill people that God wants to restore back into a relationship with Him. So if you are sitting here this morning, you might just be one of those terminal ill people. Or there might be a very, very ill person sitting right next to you in physical dimension, emotional dimension, spiritual dimension, whatever. Ek en jy het nie die verantwoordelikheid om mense te oordeel om te sê, ek het jou nie nodig, dis nie die waarheid. Ek en jy moet kom op vergifnis, vryspraak, genesing. Interessant, die ene lei ons nie in die versoeking nie, sê Jesus moet ons bid. Wat beteken dit? Lei ons nie in versoeking nie, beteken ons plaas onsself onder die beheer van die Heilige Gees met ons gedagtes en ons begeertes. Jy ken daai grappie van die ou wat sê, ek het 'n afspraak met die bank, ek het vir my gaan suikouse koop. Sê, wat wil jy met 'n suikous maak? Jy sê nee, ek sien in die movies, hulle sit dit so oor hulle koppe. Nee man, 'n versoeking, ons loop verby en ons sien iets, wow, dis mooi, dis nog nie sonde nie, dis 'n versoeking. Hier binne in jou hart sê die Heilige Gees vir jou, moenie dit doen nie, don't go there, en jy stap verby, en jy het oorwinning. Maar nou gaan ons huis toe, vanaand 10:00 lê jy in die bed, dan dink jy, Jesus, ek wonder of daai koekie môre nog in daai deli gaan lê. Daai lemon meringue dingetjie, ek gaan... Môre gaan loop jy weer daar verby en kyk jy om so, dan sê die Heilige Gees, moenie dit doen nie. Onthou jy daai suikeraanval wat jy gekry het laas keer, daai is nie goed vir jou nie, don't do it. Dalk is dit suikervry. Ag, ekskuus tog dame, hierdie lemon meringue, is hy suikervry? Kom hulle in suikervry modelle? Nee. OK. Môre gaan jy terug, dan jy R10 in jou sak. Of deesdae as jy lemon meringue wil jy R100 in jou sak. Jy gaan sit daar en jy eet.
en jy word so siek soos wat. En dan sê jy, maar die Here het dan nou gesê, hy gaan my beskerm teen allerlei goede. Hy het 3 keer. Dis jou besluit. Lei ons nie in die versoeking nie, ons verklaar ons afhanklikheid van die Vader. Hy bekragtig ons deur sy Heilige Gees. Jy al gesien as mense op die snelweg ry, 'n lekker Duitse motortjie, hy's gemerk 260, hy kan gaan. Maar die wet sê jy moet net 120 ry. Dis stupid. Hoekom bou hulle karre wat kan 300 ry en om jy 120 ry? Maar jy al gesien, nou ry jy op speed control, meneer, daar rustig, net so. Dan is daar 'n brug met 'n wit karretjie daar onder die brug. Jy sien net briekligte. Why? Want jy weet jy is skuldig. Jy ry op speed control 119, want jy mag net 120 ry, maar as jy daai wit kar sien, hoekom? Jy weet jy is besig om aan te jag. We have got an ingebore default setting to sin. Ongelukkig so. We are born in sin, not with sin. Daai kind het in 'n stikkende gebroke, sondevolle wêreld ingekom. But she knows no sin. She knows no bad things. Papa en mamma het vanmôre gesê, ons gaan nou grootmaak in die weë van die Here. What does that mean? Jesus says, I'm the way, the truth, and the life. Nobody will come to the Father but through me. Dis 'n waarheid. En dan sê Jesus, jy sal die waarheid ken met 'n hoofletter W. You will know the truth, Jesus, and he will set you free. Daai kind hoef nie die name van die duiwel te ken tot in die 3de geslag van wat nee. Know the name of Jesus, live by the name of Jesus under the Spirit of God. En daai kind gaan dit maak in die lewe. Ons maak klaar. Verlos ons van die bose. Dit het gelukkig gebeur die dag toe Jesus sterf aan die kruis. Onthou julle, toe Jesus sê, my God, waarom het U my verlaat? Dit wat met Adam en Eva gebeur het, die oomblik toe God homself onttrek aan die Seun, toe neem hy ons sonde op hom. En toe hy sy asem uitblaas, toe sê hy, Tetelestai, dit is volbring. Dit is gedoen. Price is paid for you, for me. Die oorwinning van die bose is nie jou en my verantwoordelikheid nie. Ek weet nie waar jy vandaan kom nie, ek weet nie waar jy is nie, maar ek wil vir jou uitdaag, wil jy nie die boek van Galasiërs gaan lees? As Paulus skryf, hoekom wil jy teruggaan na die wette toe? Hoekom wil jy teruggaan na rituele toe? Hoekom wil jy teruggaan na al hierdie goed? Hoor wat sê hy daar in die Message vertaling. Hy sê, you so-called prayer warriors and you pray ignorant. You're full of formulas and programs and advices, peddling techniques for getting what you want from God. In Jesus se naam vanmôre, dit is nie dis nie nodig om net na die ooste toe te bid 6:00 in die môre en 'n vuvuzela te blaas en 'n wat. Nee. Jesus het die prys betaal. Ek en jy leef vanuit oorwinning, nie vir oorwinning nie. Hear this. You are living a life based on victory, not for victory. The price has been paid. Die Vader beskerm ons deur sy Heilige Gees, geestelik en fisies. Mag dit vir jou waar word, mag hierdie boodskap vir jou net 'n klein bietjie roer, just trigger a few thoughts, om vir jou net jou perspektief oor God as Vader in jou lewe te skuif. Kom ons beweeg onder die gesag, onder die autoriteit van God die Vader in. Kom ons gaan net terug na
'n heilige gesag, ontzag vir God, die Vader. Mag dit vir jou waar word. Kom ons bid. Vader, dankie. Dankie dat ons vanmôre kom bid. Vergewe ons, Here. Forgive our ignorance. Forgive our arrogance. Lord, forgive us when we belittle you. When we make a living relationship with a living God into a joke. Into something that's somewhat just happening in our lives. No. Here, dis die fondasie waarop ons wil lewe, waarop ons moet lewe. En ons kom vanmôre in Jesus se naam, Here, en ons sê, ek kom en ek verklaar my afhanklikheid van U. Ek kom en ek buig my knie, Here, I submit every dimension of my life under the authority of the Father. Kom help ons, Here, kom lei vir ons. U sê, U gee vir ons die Heilige Gees as trooster, maar ook as leraar. Lord, come and teach us. Use us amongst each other as friends, as family, as part of your body in Christ. Lord, that we will start teaching each other. That we will keep ourselves accountable to each other before you under the leadership of your Holy Spirit. Vader, dankie dat ons vanmôre kan vra, dat as ons hier uitbeweeg, ons net sal lewe tot eer van die naam. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Julle aanlyners, ons groet julle. Ons gaan luister na die Onse Vader terwyl ons nagmaal bedien en nagmaal gebruik. Gaan luister hom. Eer aan die Here. Bid vir ons, kontak ons, laat weet ons waar is jy, wat doen jy, van waar af kyk jy? En dankie vir jou liefde en jou ondersteuning. Vrede vir jou.